Goeiemôre, liewe gemeenteraad. Soos julle weet, is ons besig met die hashtag Ek is Thomas Duiveldtog, wat insluit dat ons databasis opdateer en inligting verifieer. Die groter doel is natuurlik om gemeentelede in kontak met gemeenteraadslede te bring, net om seker te maak dat mense weet wie is op die gemeenteraad, dat hulle gesien en gehoor voel, maar ons gebruik ook dan nou die geleentheid om die databasis op te gradeer en op te dateer. So om dit te doen is hierdie so vinnige kort instruksie video om te wys hoe dit gedoen word op CH Meetings. En vir hierdie doel het Jolandi die gemeente in groepe ingedeel en aan elke gemeenteraadslid 'n groep van so 10 tot 15 mense geallokeer, maar dit is meestal gesinne, so dit gaan nie noodwendig beteken jy gaan 10 tot 15 mense moet kontak nie. Jy gaan dalk 5 mense of so moet kontak en dan nou net met daai gesinshoof of 'n lid van daai gesin die details verifieer en of opdateer. So om dit te doen, wys ek vir julle hoe ek dit op my rekenaar doen. Dit voel vir my makliker op die rekenaar, aangesien ek dan nou mos op my selfoon met die mense gaan praat, dan kan ek op my rekenaar werk. Maar die beginsel bly dieselfde. As jy dit op jou selfoon self wil doen, is die opsie ook beskikbaar. Die beginsel lyk dieselfde, die skerm is net bietjie smaller en kleiner. So in die eerste plek gaan ek na die volgende website toe. Daar is die adres app.chmeetings.com en ek sal hom ook in die beskrywing op die YouTube video sit. En as jy na die website toe gaan, dan gaan jy op 'n skerm bring waar jy jou gebruikers wagwoord en jou gebruikersnaam moet insit en dit is dieselfde een as wat jy gebruik op jou selfoon. As jy nie meer daai details het nie, kontak my en dan stuur ek vir jou die gebruikersnaam en ons kan jou wagwoord reset. So vir hierdie doel het ek 'n fiktiewe gemeenteraadslid gebruik, Kobus Kerkmeis, sodat ek nou nie enigiemand se details moet bekend maak wat ek nou nie dit wil hê nie. So ek het nou ingeteken en Kobus Kerkmeis is nou soos wat almal van julle moet wees, 'n group leader van 'n groep. So die eerste belangrike ding is as jy ingeteken het op jou selfoon of op jou rekenaar om seker te maak jy is op admin view. So as ek nou hier regs bo gaan kyk, dan sal jy sien daar's 'n drop-down en hy gee my admin view of member view. As ek op member view is, dan is dit die standaard intekens soos wat julle tot nou toe nog sou gesien het, wat jy jou eie inligting sien en waar jy jou eie inligting kan opdateer, maar op hierdie view kan jy nie ander mense se inligting opdateer nie. So maak seker dat jy hierso op admin view is, want jy is 'n admin dan vir doeleindes van hierdie groep. Dan volgende gaan ek na groups toe en julle sal sien hierso op die dashboard is ek by een groep of ek kan hierso regs gaan waar dit sê groups en daar wys hy ook vir my by watter groep. So Kobus Kerkmeis is die groep leader van Peer se groep en as ek nou op hom klik dan gaan ek soontoe. So hierso is Peer se groep en al die mense op hierdie groep. En as jy nou iemand moet kontak en jy is nie seker wie van hierdie mense is 'n kind en wie is 'n volwassene nie, dan kan jy nou op almal gaan klik en hy behoort vir jou die familieverwantskap tussen hulle te verduidelik. So hierso byvoorbeeld het ek nou 3 fiktiewe gemeentelede waarmee ek gaan werk, want hulle inligting bestaan in die aard van die saak nie. So hier Boetie Muskeljaatkat, Marinus Muskeljaatkat en mevrou Muskeljaatkat. En ek weet nou nie wie is die gesinshoof hier nie, so as ek nou byvoorbeeld op Marinus Muskeljaatkat gaan klik, dan gaan hy my na sy skerm toe vat en as ek net afskrol tot die onder, dan gaan ek die gesinslede sien en daar sien julle Marinus Muskeljaatkat is die primêre lid, so ons kan aanneem hy is die gesinshoof, mevrou Muskeljaatkat is die spouse en Boetie Muskeljaatkat is die kind. Dit is nie in alle gevalle dat dit so reflekteer nie, partykeer is hier 'n ander beskrywing of so, maar die primêre gemeente lid behoort ten minste te wys en jy behoort gewoonlik om te kan sien wie's kinders en wie's volwassenes as jy hier ingaan. So nou dat ek op die gesinshoof se details is, kan ek dit nagaan en verander. So nou het ek Marinus Muskeljaatkat gekontak na ek hom 'n WhatsApp gestuur het soos wat op die skrip is wat Jolandi en Jaco uitgewerk het en wat ook vir julle gestuur is. En ons gesels nou oor die foon en nou gaan ek hier regs onder en ek sê edit. Okay. En hier wys hy nou vir my die skerm van al Marinus Muskeljaatkat se inligting. En nou kan ek met Marinus Muskeljaatkat seker maak, is sy eerste naam reg, is sy sy volle naam Marinus en het hy nog 'n naam. En Marinus sê vir my sy tweede naam is Gerhardus. Dan kan ek dit nou insit. Sy van is Muskeljaatkat, maar hy het 'n ander noemnaam, sy naam is eintlik Marnus. Okay.
dan kan ek sy geboortedatum opdateer of net verifieer. Nou in hierdie geval sal hulle sien Marinus het nie 'n geboortedatum op nie, so nou kan ek dit insit. En hy's 'n redelike jong muskeljaatkat. So sy geboortedatum is die 1 April en hy is manlik. Dan sit ek dit in. Volgende kan ek na sy adres toe gaan en ons sit dan nou 'n woonadres hierso in en syne is 30 John weg in Blairgowrie. Hy bly sommer by die kerk en die poskode daar is 2194. En hier sal julle sien apply address to all family members. So as dit 'n huisadres is waar die hele familie bly, dan kan ek dit net so getik los en dan gaan hy dit op almal van toepassing maak. En nou kan ek sy telefoonnommer opdateer, of as daar nie een is nie, kan ek een opsit. So ons gaan nou vir hom 'n nommer insit, en jy hoef nie punte of tekentjies gebruik nie, sit hom net so in. Hier is nou die aard van die saak 'n fiktiewe nommer. As daar 'n huisfoon is, of 'n selfoon wat vir almal beskikbaar is, en dit sal gaaf wees as ons e-posadresse kan kry. Dit help regtig met kommunikasie. Goed. As hulle nie gekontak wil word nie, kan jy do not email tik, maar verkieslik nie, anders gaan ons nie kan kontak maak nie. En apply home phone to all family members, ek dink daar gaan by uitsondering 'n huisfoonnommer wees wat nog in gebruik is. Goed, dan die huwelikstatus gaan jy dan hierso check of regmaak. So hy is getroud, en as jy dit kies, dan gaan hy vir jou hier 'n opsie gee vir anniversary. So dis die troudatum. So hulle is in 2022 getroud op Marinus se verjaarsdag, dan sy. Goed. Dan is die aansluitdatum in meeste gevalle behoort daar te wees. As dit nie is nie, dan en hulle weet dit, dateer dit ook maar op, en hulle het in 2023 op die 1 April aangesluit, en lidmaatskapstatus, sover ek weet, behoort almal wat jy kontak lidmate te wees. As daar iemand is wat sê hulle is nie, dan gaan jy nou obviously een van die ander opsies hierso kies. En dan moet jy kies, en hierdie dooplidmaat of beleidende lidmaat is nou uit die aard van die saak vir die persoon met wie jy besig is, so op die oomblik Marinus, en hy is 'n beleidende lidmaat, en sodra jy beleidend hierso kies, dan gaan hy hierdie onderste veld oopmaak oor waar jy belydenis afgelê het en die soort van ding. Naam van vorige gemeente, so dis die gemeente direk voor Thomasdey van waar hulle gekom het, en hulle het van Oorigstad NG Kerk gekom. So nou dateer ek dit op. Die identiteitsnommer hoef ons nie te vra of te check op hierdie stadium nie. Ons los dit net, daar is mense wat sy identiteitsnommers op die stelsel is, maar vir nou gaan ons dit net so laat, ons hoef nie dit op te dateer nie. Nou die details oor die belydenis, baie van dit behoort opgedateer te wees of daar te wees, ons kan dit net verifieer, dit is inligting wat ons van Winkerk, die stelsel wat die groter NG Kerk gebruik, deurgetrek het, maar in die geval wat dit nie daar is nie, en die mense weet dit, kan ons dit ook opdateer. So hy het toevallig ook daar al belydenis afgelê, en dit was by Dominee Leeu, en as hulle die datum weet, hierdie was kort na sy geboorte gewees, dan kan jy dit ook opdateer. So jy sal sien, doopbesonderhede het op hierdie, is nie op by hom 'n opsie om te voltooi nie, juis omrede ons om gekies het as 'n beleidende lidmaat. Goed, nou gaan ek weer op. As dit 'n skoolkind is, gaan ons hierdie opdateer, maar ons gaan nie nou nie, want hy is uit die hart van die saak nie meer nie skoon nie. Join date is die datum wat hy geskep is op CH meetings. So dit behoort nie daar te wees nie. Dan sal hulle sien, dit behoort reeds daar te wees en jy hoef nie daaraan te verander nie. Dan sal hulle sien, hierso is 'n opsie vir familiefoto, en hierso kan julle gerus 'n afspraak maak met die mense om op 'n stadium 'n foto van hulle by die kerk te neem, en dan kan mense dit altyd hierso oplaai. Dis altyd goed om te weet wie is in 'n gemeente en net hierdie goed te sien. En dan kan jy net seker maak, is hierdie die mense in jou gemeente, is daar iemand wat ons mis, en as daar iemand is wat nie hierop is nie, dan gaan jy sê add new person, en dan kies jy, dit is byvoorbeeld 'n kind, en dan gaan jy 'n blanke vorm kry, wat jy dan moet voltooi met die naam of die details van hierdie kind. Dit kan ook 'n gade wees, of wat ook al die geval, en jy voltooi hierdie presies op dieselfde manier, as wat ek nou met Marinus verduidelik het, en as jy klaar is, dan sê jy add. Ek gaan dit nie nou doen nie. Nou, hier is ons nou weer terug op Marinus. Nou is ons tevrede met alle inligting, en dan moet jy seker maak dat jy save kies as jy klaar is.
en dan stoor hy nou uit die aard van die saak inligting en hy vat jou terug met die opgedateerde inligting en hier sal jy nou alles wat jy ingevul het sien en hopelik is dit dan nou reg. En dan kan jy weer teruggaan na die hoofskerm toe of jy kan hierso na die volgende gesinslid toe gaan, mevrou Muskeljaatkat, en nou kan ons haar details opdateer, presies op dieselfde manier. So edit, haar naam is nie mevrou nie, haar naam is Marna. En sy het nie 'n middelnaam nie, maar haar noemnaam is ook Marna. Haar geboortedatum is nie daarop nie, en sy is so klein bietjie ouer as, jonger, as Marinus, en ons sit haar details in. Nou sal jy sien die adres, hy het dit deurgetrek van die vorige een, omdat ons gesê het, die adres is van toepassing op die hele familie. Haar nommer is uit die aard van die saak anders, so nou sit ons haar nommer in, en julle, soos ek gesê het, julle hoef nie spasies in te sit nie. Haar e-posadres, as jy dit het, maar sy gebruik, ja, ons sit vir haar e-posadres in, marna@gmail.com, en dieselfde hierso dan nou met huweliksstatus, sy is getroud, selfde datum, dit trek ongelukkig nie deur nie, maar dan kan mens nou net bevestig dat dit reg is, kan nou nie onthou wat dit was nie. Dan is die aansluitdatum, weer eens, as dit nie daarop is nie, en die mense weet dit, vul dit maar in, lidmaatskapstatus, lidmaat, en dan weer eens beleidend, en al die details, soos wat ons nou voorheen gedoen het. Ek gaan nou nie vir haar dit klaarmaak nie, ek gaan nou net eers hierso save, en dan die laaste een van hierdie gesin is Boetie Muskeljaatkat. En by hom gaan ek, nou, ons moet eers edit, en by hom gaan ek nou uit die aard van die saak, uit die aard van die saak, dan nou hom 'n dooplidmaat maak, net sodat julle dit ook kan sien. Hy is van geboorte af hierso. Hy is 'n lidmaat, en 'n dooplidmaat is ook 'n lidmaat. Hier kies ek doop, en nou gaan jy net sien hoe dit anders lyk as die beleidende lidmaat. So nou is die belydenis besonderhede kan jy nie voltooi nie, want dit is nog nie daar nie. Hy het nie 'n mobiele foon nie, huisfoon is nie daar nie, en hy het ook nie e-mail nie, so dan hoef ek dit nie te voltooi nie. Hy het 'n skool, so hy is in laerskool Unica, byvoorbeeld, en hy is in graad, en dit is nou standaard goed wat sy het meetings op die Amerikaanse formaat gee, maar ons gebruik dit maar net in ekwivalente by ons, so hy is in graad 4, dan sit ons dit daarin, en hy sê as of school year 2025-26, so ons maak dit vir die 2025 skooljaar. Dan gemeente waartoe ek bedien is, nou ons sal sien hoe dit nou net verander het, so dis basies soos die belydenis, dis nou net in opsigte van die doop, en dit was dan nou ook in 2024, en daar sê ek kom. So nou wys hy die nuwe inligting, en as ek hom toemaak, en ek kan nou na enige een van hierdie 3 wat ek verander het, toe gaan, dan gaan hy vir my daai details wys. Ons kan ook natuurlik Marinus se selfoon en sy e-pos, die van die gesinshoof of die ander ouer maak. Dit help net vir kontakdoeleindes. En dit is die storie, so wanneer jy klaar opgedateer het, maak seker jy save, en dan vul net die vorm in, om te sê wie jy almal gekontak het, dat hulle toestemming gegee het vir die PAPI-wetgewing, en dit is so maklik soos dit. Enige vrae, kontak gerus vir my of vir Jaco. As jy nie gemaklik voel om details op CH meetings op te dateer nie. Ons het ook 'n vorm wat jy net kan uitdruk en met die hand invul. Dit het die min of meer dieselfde velde in as wat ons op CH meetings het, en dan sal een van ons dit opdateer. As jy net behoorlik dit invul en net mooi leesbaar skryf, dan kan ons dit opdateer. Daar sê, ek hoop julle kom reg, maar soos ek sê, laat weet as daar enige probleme is. Baie dankie.